Hallo almal, in hierdie video gaan ek 4 tipiese vrae wat jy in die eksamen kan verwag oor meetkunde bespreek. Vraag 1. Bereken met redes die grootte van x. Nou ja, die strategie wat jy behoort te volg is eerstens moet jy na jou skets kyk, waar is x wat jy nou wil bereken? En daar vind jy nou vir x, hy is daar. En dan werk dit ook altyd goed om te kyk wat is vir jou gegee. Nou bo op die skets kan jy sien dat km is ewewydig aan NO. En dan is daar ook 'n baie belangrike element hier en dit is dat daardie lyn LN gelyk is aan lyn LO en dit gaan beteken dat daardie twee basishoeke ook gelyk gaan wees. Nou goed, kom ons kyk. Waartoe kan ons gaan? Ons kan begin deur te sê dat hoek N gelyk is aan hoek O. En hoekom ons dit kan sê is daardie lyn LN is gelyk aan LO. En ons formele rede is hoeke teenoor gelyke sye. Nou kan ons gaan en sê, ons weet dat hoek N plus hoek O plus die 40 grade sal saam 180 grade wees. En hoekom ons dit kan sê is, dit is hoeke van 'n driehoek is gelyk aan 180 grade, die som van die hoeke van 'n driehoek. Dan het ek 40 laat oorloop en ons kry dat hoek N plus hoek O is 140 grade. Maar ons weet dat hoek N is gelyk aan hoek O. So nou kan ons net sowel in die plek van O kan ons nou skryf daar is 2N is 140 grade en ons deel die 2 weg en ons sien dat N se grootte is 70 grade. Nou wanneer jy nou die grootte het, dan is dit altyd goed as hy invlieg. Nou goed, wat sien jy nou verder? Kan jy sien dat daar is nog die ewewydige lyne en hoek L2 is ook gelyk aan 70 grade. Hoekom kan ek dit sê? Want hy vorm verwisselende hoeke met hoek N. En ons rede verwisselende hoeke gelyk. So nou weet ons dat hoek L2 is 70 grade. En daar het hy nou vir jou ingevlieg. Nou kan jy sien daar by X is daar 3 aangrensende hoeke op 'n reguit lyn. En dit is wat ons nou gaan gebruik. So nou gaan ons sê, X plus L2 plus L1 is 180 grade, want ons rede hoeke op 'n reguit lyn. Ons weet dat L2 is 70 grade en ons weet L1 is 40 grade. En dan gaan ons vir X oplos. 70 plus 40 is 110 grade, laat dit oorloop, 180 minus 110, daarom is X se grootte 70 grade. Vraag 2. Bereken die waarde van y. Nou wat vir ons gegee is hierso, is 'n groot driehoek ACE en dan is daar ook vir ons gegee 2 ewewydige lyne. So ons gaan sekerlik eers hoeke van 'n driehoek gebruik en iets te doen met die ewewydige lyne. Nou as ons na driehoek AEC kyk, as ons miskien net die grootte hier by E geweet het, dan kon ons vir y oplos met hoeke van 'n driehoek. Maar wat ons wel het, is dat AE is ewewydig aan BD en dit beteken dat daardie twee hoeke, daai hoek by D en die hoek by E, hulle vorm ooreenkomstige hoeke. So ons kan dadelik gaan en sê hoek E is gelyk aan hoek D en ons rede ooreenkomstige hoeke. Want onthou, ooreenkomstige hoeke is gelyk. So nou weet ons dat hierdie hoek by E is ook gelyk aan y plus 55 grade. Nou kan ons gaan en sê, en daar het ek nou vir gewys. As jy nou kyk na die groot driehoek ACE,
dan kan ons sê hoek A plus hoek C plus hoek E is 180 grade. En hoekom kan ons dit sê? Die hoeke van 'n driehoek is supplementêr. Ons weet dat A, dit is vir ons aangedui, is y plus 15. Hoek C is 25, dis vir ons gegee. En hoek E het ons nou net besluit as gevolg van die ooreenkomstige hoeke is y plus 55 grade en alles is gelyk aan 180 grade. Nou gaan ons eers bietjie gelyksoortige terme bymekaar tel. So ons kan nou sê 15 plus 25 plus 55 is 95 grade en ek het gesê y plus y is 2y. Nou gaan ons vir y oplos. So die 95 loop oor, ons trek dit af van die ander kant. 180 minus 95 is 85, maar ons wil y weet, daarom deel ons die 2 beide kante en ons kry y se grootte is 42,5 grade. Voordat ons aangaan, as jy baat gevind het, sal jy asseblief die video like en dan wil ek vra, het jy al subscribe? Of jy is ook baie welkom om kommentaar te lewer of beter nog, vertel jou vriende van hierdie kanaal. Kom ons gaan aan. Vraag 3. Indien L1 gelyk is aan L2 gelyk is aan 25 grade. K is 52 grade en hoek O is gelyk aan X en ons het dat M1 gelyk is aan M2. Bereken vir X. Nou goed, kom ons kyk 'n bietjie. Stem jy met my saam? Ons kan gaan en sê dat hoek M3, dis daardie ene, plus hoek L1, plus hoek L2, plus hoek K is 180 grade. Hoekom kan ons dit sê? Want KML is 'n driehoek en die hoeke van 'n driehoek, die som van die binnehoeke van 'n driehoek is supplementêr, 180 grade. So, sien jy waar begin ek? Ek begin by waar ek die meeste inligting het. Nou kan ek gaan en sê M3 is wat ek wil weet, maar ek weet L1 is 25, L2 is 25 grade en K is 52 grade en dit is alles saam gelyk aan 180 grade. Nou gaan ek my gelyksoortige terme bymekaar tel, met ander woorde my getalle, 25 plus 25 plus 52 is 102. En nou gaan ons vir M3 oplos. So die 102 loop oor, ons trek hom aan die ander kant af en ons kry dat M3 is 78 grade. Nou kan ons verder gaan en ons kan sê, dat sien jy daar by M1 en M2 en M3, daardie drie hoeke vorm hoeke op 'n reguit lyn. Hulle is aangrensende hoeke op 'n reguit lyn. So hulle is saam 180 grade. En ons rede hoeke op 'n reguit lyn. En ons weet mos nou M3 is 78 grade. Daar het ek dit nou in vervang. Dan kan ons nou eers die 78 grade laat oorloop. 180 minus 78 is 102. So wat ons nou oor het, is dat M1 plus M2 is 102. Maar daarbo is dit vir ons gegee dat M1 is wel gelyk aan M2. En daarom kan ons dan gaan en sê 2M2 is gelyk aan 102 grade en dan deel ons die 2 weg en ons sien dat M2 is 51 grade. So M2 is 51, daar is hy vir jou gegee. En nou kan jy sien, ons het genoeg hoeke binne of bekende hoeke binne in driehoek LOM om vir X te bereken. So ons kan sê dat hoek L1 plus hoek M2 plus hoek M3 plus hoek O is 180 grade. Kom ons vervang in. En wat was ons rede? Die hoeke van 'n driehoek is supplementêr. Nou kan ons sê, L1 is 25. M2 is 51 grade, ons het dit nou net bereken.
M3 is 78 grade, plus hoek O, wat eintlik X is, wat ons wil weet, is 180 grade. So nou kan ons gaan en sê, 25 plus 51 plus 78, dit is 154 grade, laat dit oorloop, en O is 180 minus 154 grade, en dis is O, wat eintlik X is, dan 26 grade. Vraag 4. Bereken die waardes van X en Y. Nou, as jy op die skets kyk, sal jy sien, die enigste hoek wat vir jou gegee is daardie hoek wat 130 grade is, en dan is daar vir jou ook gegee dat KM is ewewydig aan NP is ewewydig aan QR. So jy gaan definitief die stellings gebruik met ewewydige lyne. En wat ons wil bereken, is ons wil vir X bereken en ons wil vir Y bereken. Nou ek stel voor, kom ons begin by wat vir ons gegee is daardie hoek wat 130 grade is. Ons kan sien dat hoek L2 gaan ook 130 grade wees en ons rede is regoorstaande hoeke is mos gelyk. En my advies aan jou is, die oomblik as jy weet wat die grootte van 'n hoek is, dan skryf jy hom in. Nou as jy kyk na KM en NP wat ewewydig is, kan jy sien dat hoek L2 plus hoek X, hulle twee vorm hulle vorm ko-binnehoeke, en ko-binnehoeke is mos supplementêr. Dis hoekom ek het hulle bymekaar getel, L2 plus X is 180 grade. Nou kan ons vir X oplos. So L2 is 130 plus X is 180, laat die 130 oorloop en ons kry X is 50 grade en daar vlieg hy vir jou in. En nou in terme van Y sal jy sien dat NP is ewewydig aan QR en hoek X en hoek Y vorm ooreenkomstige hoeke. So daarom kan jy gaan en sê dat Y 50 grade is en jou rede ooreenkomstige hoeke gelyk. In die volgende video gaan ek nog 3 eksamenvrae oor meetkunde bespreek. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.